Sjoe, ek het hierdie tyd nou geniet. Julle dit geniet. Ja. Ek het, die Heilige Gees is hier. Hy is teenwoordig hier. En vanmôre bring ek hierdie woord, die inleiding vir die gawes van die Heilige Gees. En nou vra jy vir my, hoekom doen ek dit? Ek het so hele ruk terug, dink begin laas jaar dat ek hierdie bundel begin skryf en ek het hom so dan wil jy ook maak. In elk geval het ek hierdie bundel, jy kan vir hulle gee. Ja, kan vir hulle gee. Ek dink gesê net 10 gedruk. En ek het besef, ons het deur daai stadium 13, 14 jaar wat ek en Bernard redelik nauweliks betrokke is in die bediening. En ons het 5 jaar gestudeer en dit het vir my net laat besef wat die werke is van die Heilige Gees. Ek dink nie ek en jy besef dit nie. Ek dink nie ek en jy het dit ontdek nie. En hierdie platform wat ek vanmôre gaan lê, is een van 4. Ek weet nie. En ons het al vir baie mense hande opgelê. Ons het al vir baie mense bless you and bless those who you spread. And bless those who God so. Prys die Here. Dit was 'n gesonde een en daai. Sorry. Ek gaan nie my draad verloor nie. Maar dit is seker gedies om sy nou gehoor het hier soos iets kom. Die Heilige Gees is hier nie kom. Maar en alles wat ons gesien het en ek vertel vanmôre van waar ons in bediening staan, in 'n mannebediening en hulle doen 'n altarkor. En hierdie altarkor staan hier so 20 manne hier voor jou. Jy ken niks nie, jy ken hulle name nie, jy weet nie waar hulle vandaan kom nie. Maar all sizes en all creeds staan hier voor jou. En jy moet so ingeskakel wees met die Heilige Gees om hierdie mense te bedien. En ek wil dit reg in die begin sê. Die gawes van die Heilige Gees kom van jou gees, Heilige Gees inwonend. Ek sê dit weer. Die gawes van die Heilige Gees kom van inwonend en die krag na buite. So hier's baie goeders oor die Heilige Gees wat ons wil oor gesels. En vanmôre wil ek nie kyk na my horlosie nie. Ek wil net so by my neer. Dankie. Nou wie bring 'n toolbox kerk toe? Hy sit hom voor die kansel neer. Ek doen dit. Ek kan mos alles wat nie norm is nie. Nee. Dit is nie norm nie. Om 'n toolbox voor 'n kansel te gaan sit. Ja, die verstop. Maar die verskillende segmente in die wat ons gestudeer het in die Heilige Gees, verstaan die mense normaalweg nie. En nou weet hulle nie wanneer wat gebeur en hoe gebeur dit en hoekom dit gebeur nie. En ons as wat in die markplein uitgaan, het dit nodig om hierdie goeders te verstaan. Want jy en ek moet voorbereid wees vir die markplein. Want dis waar die dinge gebeur in die markplein, nie hier nie. Want ons is heilig en veilig in hierdie 4 mure. Dit is so. Nee, dit is so.
Ek het hierdie bundel vir julle gedruk. En ek sê hierdie bundel, dis nie iemand kort het gedoen nie. Hierdie is 'n samevatting van wat die woord sê. Nie wat kort sê nie, wat die woord sê. En hierdie samevatting gaan vir jou in 'n baie diepere verhouding in jou toepassing van die gawes van die Heilige Gees. Nou, baie van die mense hou nie daarvan om daarvan te praat nie. Hou nie daarvan. Want dit is iets wat nie, is bietjie distant, want as jy gemaklik is oor die gawes van die Heilige Gees, gaan jy met gemak daaroor praat. Dan kom ek trek die streepies op. Nou sê ek reguit vir jou. As die Heilige Gees nie inwonend in jou is nie, Ja. kan jy nie staat maak op die gawes van die Heilige Gees nie. Dan is die Heilige Gees uitwonend in jou liggaam. Hy is nie inwonend nie. So, nou is die klomp goeders wat 'n ripple effek het. Nou kan jy, nou vra ek die vraag, kan jy die gawes van die Heilige Gees hê sonder om gevul te wees met die Heilige Gees? Nee. Nee, jy kan nie. Maar voordat ek verder gaan, kom ons lê ons platform, nee. Kan ons dit doen? Maak vir my oop asseblief by Johannes 3, vers 5 asseblief. En ek wil hê ons moet iets hier verstaan oor die skrif. Ek het dit nou nie beplan nie, maar nou ja. Johannes 3, vers 3. Het jy 'n Bybel saamgebring? Het jy Bybel? Lees vir my Johannes. Blaai vir my na Johannes 3, vers 5 toe asseblief. Nou gaan jy nou verstaan, hoekom sê ek dat hierdie woord is opbouend, tweesnydende swaard, geef my rigting, is bepalend tot lering en opbouing van elke persoon. Ek sien hier die Bybel vir my word, en raak aan, hy is geonderstreep en ek wil net hierso fondasie lees asseblief en ek wil hê julle my mooi verstaan. Johannes 3 vers 5. Jesus antwoord en hy sê, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan. Nou, hoekom? Nou vra jy dieself nou, vraag nou en sê nou maar, hoekom hamer ek op hierdie skrif? Kom ek vertel vir jou. Wedergeboorte is nie aanneem nie. Dis twee heeltemal van dit. As jy verstaan die wedergeboorte, toe jy weergebore is in jou vlees, wat het jy gedoen? Jou hart vir die Here gegee. Jy het begin asemhaal. As jy wedergebore word in die Gees, ontvang jy die Heilige Gees op geen ander manier nie. Dis wat die woord sê. Dis nie wat kos sê nie, dis wat die woord sê. So jy kan nie vir iemand verduidelik oor die gawes van die Heilige Gees en hulle is nie gevul met die Heilige Gees nie. Dat gaan hieruit gaan en daaruit gaan. Want jy praat met die wind. So 'n persoon moet wedergebore word voordat hy die gawes gaan verstaan. En ek kan vir jou hoeveel voorbeelde gee, mense wat nie deur die wedergeboorte gegaan het nie, maar hulle is gedoop, beteken niks nie. Want dan het jy net soos in 'n swembad gegaan en jy is net 'n bietjie lekker 'n pool splash gekry, that's it, klaar. Jy kan nie. Dit is hoekom
die wedergeboorte so belangrik is vir 'n kind van God. En Paulus praat meer as 146 keer in die woord. Dit is 14 boeke. Hy het 'n 5de van hierdie Bybel het hy geskryf. Praat hy van die Christus in jou. En nou maak ons 'n stand, sodra ek dit gedoen het. Want die Engels sê, I have got Christ in me. I've got the life of Christ in me. His power, His nature, and His ability. Amen. Okay, dis een amen. Ek het julle verloor. Kom ek lees dit in Afrikaans. Ek het die lewe van Christus in my, sy krag, sy natuur en sy vermoë. Verstaan ons dit? Yes. Want die Here Jesus het gesê, ons gaan groter werke doen. Maar as jy nie die Heilige Gees het nie, dan gaan jy dit nie kan doen nie. Dit is so. Ok, nou is ons fondasieplek. Wat ek nou hier gedoen het is, ek het 35 funksies van die Heilige Gees, het ek hier neergeskryf. Kan ons 'n bietjie kyk daarna. Hulle is net bietjie, hy help ons, hy gee ons leiding, hy leer ons. Ek gaan nie elke skrif lees nie, julle kan dit lees, julle het baie tyd. Hy praat met ons, hy openbaar homself aan ons. Hy gee ons instruksies, vir elke ding wat ek hier sê, is daar 'n skrif voor. Hy is getuienis van Jesus Christus. Hy vertroos ons, hy roep ons, hy vervul ons, hy versterk ons, hy profeteer deur ons, hy bid vir ons, hy dra getuienis tot die waarheid in Christus Jesus. Hy bring vreugde, hy bring vryheid, hy help ons tot gehoorsaamheid. Hy roep na Jesus terugkeer. Hy transformeer ons. Hy woon in ons. Hy maak ons vry. Hy hernie ons. Hy berei vrug in ons. Hy gee ons geskenke. Dis lekker. Ek like geskenke te kry. Ek het nou klomp gemis hierso. Hy lei ons. Hy oordeel ons. Dis nie lekker nie, maar hy oordeel ons. Hy help ons in heiligmaking. Hy bemagtig ons. Hy verenig ons. Hy gee vir ons toegang tot die Vader. Hallo. Wanneer jy onder die wet is, dan verstaan jy nie hierdie skrif nie. Jy verstaan nie dat jy direkte toegang het tot die Vader, want die voorhangsel is geskeur. Maar as jy vasgevang is onder die wet, wat sê die woord, wat sê Paulus vir ons? As jy vasgevang is onder die wet, dan het jy nie Christus nie. Ja, Gepies. is so. Hy stel ons om staat om te wag. Wie hou daarvan om te wag? As jy nou in daai lang queue wag. Hoorie, so kan nie nog 'n teller bring nie asseblief man. Praat ons dieselfde taal? Hè? Ja, ons praat dieselfde taal. Nou kan jy daar 'n bietjie staan en sê, Here, dankie Here vir daai mense. Here, help hulle, kom ons bid vir hulle. Ek praat sommer met hierdie persoon in die, ken jy vir Jesus? Jy sal daarvan hou. As jy nou in die ry staan daar en jy staan 'n bietjie lank. Maar kom ons gesels 'n bietjie oor Jesus. Ken jy Jesus? Ken Jesus vir jou? Dit is hy dryf demone uit. Die mense is bang. Die mense sê al baie vir my. Ek sal alles doen. Ek mind dit nie, maar kom ons sit net hierdie ding op hold. En dis nie vir my nie. Regtig?
Dis nie wat die woord sê. Matteus 28, Markus 16. Sê dit mos vir ons, nee, regtig. Jy kan nie daai goeders doen sonder die krag van die Heilige Gees nie. Hy gee 7 geskenke. Hy oortuig ons van sonde. Eina. Is dit lekker? Ek hou daarvan as jy weet, as jy iets verkeerd gedoen het, en dan sê die Heilige Gees vir jou, jy het nou 'n bietjie nie reg gehanteer nie. Of as ek nou vir Bernard nou 'n bietjie kooksterke of iets was, sê ek, Here, help my, gee my krag, gee my wysheid. Ons het dit almal nodig, come on man. Ek staan nie alleen nie, ons is almal in verhoudings. Ek het nou vanmôre het ek nou gesê ek het hierdie gereedskapkas gebring. As ek net in skerm kyk net gegaan. Is hier so ambagsman? Is hier ambagsman? Okay, ek is baie bly jy sit ver. Trek jou been. Right, wat het ek hierso? Hamer, so die fire. Snaakse spanner hierso. Wat het ek nog hierso? Wat het ek nog hier? Kan ek 'n skroef losdraai met die ding? Nee. Kan jy? Ja. Gaan dit lekker werk? Gaan Gaan jy lekker werk nie? As jy niks anders het, Gaan ek 13 spanner met hierdie ding kan losdraai? Dis jy vind. Hierdie vat 23 tot 32 wat jy hom kan ek 'n 13 nat losmaak met hierdie ding? Dankie so nie. Dankie so nie. Kan jy werk nie? Nee. Ja, ek kan nie so klein stel nie. Kan sien hierdie ding het baie gewerk. Maar hy's nogal goed met draadwerk, né? Kan 'n bietjie draad knip en kan dit doen. Kan jy plaat sny met hom? Nee. Kan ek oordraai? Nee. Nee. Wat is dit hierdie? Waarvoor gebruik ek hierdie? Jy kan spykers uittrek. Wat sê jy? Nou. Dis spykers uithaal en in. Spykers en hulle sê mos altyd hoe groter die probleem, hoe groter die hamer. Ja. Nee. Dit is so, nee. Ja. Gaan ek 'n skroefdraaier kan losdraai met die ding? Nee. Nee. Nou dit is presies die gawes van die Heilige Gees wat aan jou geskenk gegee is. Hierdie toolbox, nee. Wie wat maak die mense? Hulle vat hierdie toolbox en hulle loop hulle hele lewe deur die lewe op en af en deur die moeilikheid goeters. Maar nie een maak die gawes van die Heilige Gees oop nie. Niemand gebruik dit nie. Is so. Dit is so. Die gawes moet gebruik word. It's a gift from God. Om vir jou toe te rus om sy werk te doen. Amen. En hy het 'n spesifieke gawe gegee vir spesifieke werke. Dis wat hy gegee het. Jy gaan nie gelei wees wanneer jy vir 'n persoon moet profeteer
Dan sê hy, hoor hierso Boetie, ek kom net gou my hande op jou en 5-fout bediening hierso kom doen. Dis nie, dis vir die regte geleentheid. En die Vader gaan vir jou toerus vir die regte gawe op die regte geleentheid. Maar as jy nie wedergebore is nie, gaan dit nie vir jou werk nie. Dit gaan nie werk nie. Jy gaan sien dat mense dit doen. En die kerke is leeg. Hoekom? Want hulle sien nie meer wonders en tekens nie. En die mense praat nie oor hierdie goeders nie. Hulle wil vir jou kom preek en praat oor goeders wat jou ore gaan streel. En hulle gaan dit nie doen nie. Ok, nou het nou vir my puntjie afgegaan. Ok, kom ons kom nou by die ernstige goeders. Die gawes van die Heilige Gees, as ons nou 'n bietjie gaan ontleed, gaan kyk jy na Jesus se lewe, sy karakter en sy krag. Okay? Nou sê jy vir my sê, alright, wat van die bedieninge, is die bedieninge 'n gawe? Nee, dit is 'n bediening. Die 5-fout bediening, ons gaan 'n bietjie gesels daaroor, maar nie baie is. En dan die gawes, wat die karakter van Jesus Christus is, gaan ons in detail oor gesels. En dan kry jy die ondersteunende gawes. Ons gaan 'n bietjie daaroor ook gesels. So ek sit nou maar net 'n wortel hier voor jou. Die gawes van die Heilige Gees. Ek verstaan dit beter so. Dis sy autoriteit wat die 5-fout bediening is. Julle kan dit onderstreep later aan. Die krag van Jesus is die 9 gawes. En die karakter van Jesus is die ander 7. Soos as hierdie goeders begin verstaan en sê, kom ons kategoriseer die goeders en dan gaan ons, en die baie mense sê dit so lekker, dan gaan ons dit kom. Nee. Ok, julle is, hier is net een persoon hier so vandag. Die gawes van die Heilige Gees is 4ledig, jy kan dit later aan oplees. Hy lei ons in die hele waarheid. Wanneer ons dan sy stem luister en ons is gehoorsaam. Hy wys ons hoe om die evangelie te kan verkondig. Daar is nie 'n blueprint wat vir jou sê hoe jy die evangelie aan 'n ander persoon moet verkondig nie. Dit is nie daar nie. Daar's 'n voorbeeld van Jesus toe hy by die wat is wel? Toe hy by die put gestaan het en toe praat hy met die vrou. En daar het hy oor haar geprofeteer en hy het al hierdie goeders gebring. En toe het hy haar na Jesus toe gelei. En sy het gejubel en sy het die ander mense gaan vertel. So daar's nie, as ek nou by jou kom en ek wil met jou praat oor Jesus Christus nie. En dis baie van programme soos Camp en daai, ek skiet dit nie af nie. Ek het self Camp gedoen en ek hou daarvan. Ek hou regtig daarvan. Maar as jy gelei word in die Heilige Gees en die Heilige Gees sê, hierdie ou is redelik wetties. Ok, praat nou met hom en kan jy hom dan daardeur lei. Maar die volgende persoon is nie so wetties nie. Die volgende persoon is meer aanvanklik van die gawes. Daar kom baie keer 'n persoon wat bevry word en hy gee sy lewe aan die Here, net daar en daar. So daar's nie, dit moet so wees nie, dit moet so wees nie. Maar die Heilige Gees wat in gelowiges woon, dien as waarborg en verseëling vir die ewige lewe. Dit is 'n waarborg vir jou en my.
Want Efesiërs 4 sê ons jy is verseël in die Heilige Gees. Alright, het ek julle nou al verloor. Ok, daai gedeelte wat ek nou net aangaan, die gedeelte verder in Efesiërs 4 vertel ons van die vyfvoud bediening. Apostel, hy's aangestel deur God. Profete is sy woordvoerder. Die evangeliste is die boodskapper van God. Pastore is sy herders. En leraars is sy instrukteurs. So, maar jy sal sien, 'n persoon wat die Here geroep het in bediening, is baie keer dat van hierdie oorvleuel mekaar. Want mense is nie, jy is meer apostolies as jy nou 'n paar kerke geplant het. En in daai bediening, of jy's 'n evangelis daai in jou bediening, want jy moet evangelies kan toetree. Nou gaan ek die 9 gawes van die Heilige Gees, ek gaan nie daai skrif vir ons lees nie, julle kan dit gaan lees in 1 Korintiërs 12 van vers 3. Maar wat ek wel vir jou gaan lees, is vers 3. Daarom maak ek julle bekend, dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is, behalwe deur die Heilige Gees nie. Wat is die 9 gawes? Kom ons kyk gou-gou. Dis 'n woord van wysheid, 'n woord van kennis, gawe van geloof, gawe van genesing, werking van wonders, gawe van profesie, onderskeiding van geeste, gawe van spreek in tale en die uitleg van tale. Nou hierdie 9 gaan ons opdeel in 3 in, en dan gaan ons dit wat is inzin, gaan ons dit meer oopbreek, en dan gaan ons dit prakties doen, ons bietjie opbreek in groepe, en dat ons kan verstaan waar dit gaan. Ok, want as jy dit hier kan oefen, dan gaan jy dit makliker dan buite kan doen, in die markplein. Ok, dit is net een wat ek sê. Nou kry ons dan die genadegawes in die skrif daarvoor. Daar is 7 genadegawes wat die karakter van Jesus uitbeeld. Kom ons kyk nou na. Dis ook weer profesie. Hy sien en voldoen aan geestelike behoeftes. Maar nou nie die mekaar raak nie. Die in bediening, dit is daai persoon wat doen. Hulle demonstreer liefde. Soos kom ek sê, ek gaan nou soos die gebruik. Sy demonstreer liefde, want sy uit haar eie uit bring sy vir ons die blomme. Love dit. Uit haar eie uit gaan Myrtle en sy bedien die kinders. Dis liefde. Dit is wat het is. Hulle dien. Ja. Lering, baie hou van lering. Ek kan sien dat Louise hou van lering. Verheerlik, bemoedig, positief oor die lewe. Jy's 'n geer, jy's 'n giver. Jy's van ons wat regtig goeie gewers. Ons skryf neer. Ek gaan nou nie sê wat Bernard vir my gesê het, maar I'm a giver. I love to give. I really do. Ek sal nou nie dan verder bring. Leierskap. Dis 'n persoon wat na vore kom en sê, kom ons doen dit, of ons help daarmee, of ons help met die jeug. Kom ons kry iets in plek om dit te kan doen. Dan kom daai karakters kom nou na vore. Dis dieselfde wat Jesus gedoen het. En dan ook genade, die goeie Samaritaan.
hierdie gawes is om die Here Jesus te verheerlik ten alle tye. Dit gaan nie oor self nie, dit gaan nie sê, okay, ek het nou dit gedoen nie, en ek prys met, dit gaan nie daaroor nie. Wanneer jy iets doen, wanneer jy werk, veral in ons werke, dan is mense is regtig ondankbaar en dan voel jy wil daai persoon 'n vet slap gee. Jy doen nie dit vir mense nie. En dis baie makliker as sê ek werk vir die Here en ek doen iets asof ek dit vir die Here doen. Dis baie makliker. Kom ons lees 2 Timoteus 3 vers 5. Lees jy? Okay. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het, keer jou ook van hierdie mense af. Hierdie is 'n baie ernstige skrif wat vir ons sê, keer jou af van hierdie mense af. Jy sal met hulle gesels en as dit nie daar is nie, dan stap jy weg van hulle af. That's it. Jy kan nie almal wil kickstart en in 'n rigting in wat hy nie wil wees nie. As hy nie daar wil wees nie, dan stof jy voete af en jy stap aan. Ek sê net dit wat die woord vir my sê, niks anders nie. En hier is so 'n klomp skrifte sonder jy het geen salwing sonder die Heilige Gees nie. Geen. Jy kan nie 'n salwing hê nie. Want Christus moet in jou inleef om dit te kan uitstraal na ander mense toe. Wanneer jy stap, ken julle daai Indian miners, daai fools, ken julle? Ja. Ken julle? Ken julle? Ja. Daai groot fools. Hy so Blink swart. blink swart, blink blou, skerp bek. Maar hy's 'n bietjie groter, hy's amper so groot soos 'n duif. Maar weet jy, nee, ek kry dit nie hier nie. Indiërs is meer in Durban se area. Okay. Nee. Nou daai voels, as hy by 'n kosbak gaan sit, is daar geen ander voel. Hy is 'n voel wat met 'n attitude rondstap. Hy weet wie hy is. So ons, as jy weet wie jy is in Christus, hoekom buig jy dan vir die duiwel? Jy moet daar stap met 'n attitude. I've got Christ in me. I've got His power, His nature and His ability. Amen. Okay, nou kom ons bietjie by. Dankie tog. Hoe dors is jy om te kan werk met die Heilige Gees? Om hierdie Heilige Gees deur jou te laat werk. Hoe dors is jy? Of gaan jy die res van jou lewe rondstap? I got it. Ek get it. Dit beteken niks as jy dit nie kan gebruik nie. Zero. Beteken niks nie. Die mense bring toolbox se kerk toe, gaan hulle weg gaan glo. Alright. Nou, ek gaan amper afsluit. Hier is 3 goeters, 3 punte wat ek noem die termostaat van jou salwing kan beïnvloed word. Alright. En nou, die Heilige Gees is daar. Hy is daar. Hy woon mos binne in jou. Maar jy kan hom blus. Ek is moeg. En die Here gee vir jou naam vir iemand te gaan bid. Ek is onwyd. Of ek is nie lus nie. Ek is nie lus nie. Ek Ek wil op my bed lê en ek wil Dit is nie vir my nie. sit, of dit is nie vir my nie. Kom ons kyk wat sê die woord oor daai 3. Ek het dit gekategoriseer. Getrouheid, beskikbaarheid en onderrigbaarheid.
Is jy teachable? Kom ons kyk wat sê die skrif van getrouheid. En hy het vir hulle bevel gegee en gesê, so moet julle handel in vrees van die Here. So moet julle handel. Met getrouheid, met 'n volkome hart. Wanneer ons baie keer mense in diens geneem het, dan het jy gesien, hierdie mense jaag net geld. En dan sê ek vir hulle, sorry, John, as jou hart nie is nie, dan loop eerder, gaan eerder. Ek wil nie sukkel op 'n later stadium nie. Want as jy met jou hart werk, dan volg jy geld vir jou. Dis wat ek vir hulle gesê het. En ek het 'n persoon gehad in Durban, het vir my gesê, Jan Bloek, I hear you. Hy het 7 jaar vir my gewerk. Ek kon vir hom enige tegniese tekening gee. Hy het dit gedoen, sy swyswerk het so verbeter. Hy's magnifiek. En toe koop, ek dink, dit was Mercedes daar in Pinetown. En toe bied hulle hom 'n baie, 3 keer geld aan wat ek hom kan betaal. Maar sy hart was daar. En toe kry hy die geleentheid na 7 jaar om regtig goed te kan verdien. Hy was so nederig. Ek kon vir hom enige ding sê, dan het hy dit gedoen. Wees baas, wees omlonker, dis wat hulle my nou genoem het. Want ons het die hele tyd Zulu met hulle gepraat. Ok. Die skrifte is daar, ek gaan nie weer daardeur nie. Is ek beskikbaar? As ek nou sê, in die weermag, en dan, ek gaan nou stout wees, is 'n peloton se sand, en dan sê jy vir hulle, stop! En nou is jy wakker. En dan as jy nou in die weermag was, en jy was vars en fris, dan het jy dadelik opgespring, dan is jy beskikbaar. Jy hoor wat ek sê. So, is ek en jy beskikbaar om sy werk te doen? As jy, ek het daai man langs die pad gekry, ek het hom gesoek, waarmee was hy besig? Hy het met 3 manne gesels, en ek sê vir hom, nee maar, dit lyk vir my, hulle was nie lekker nie. Toe sê hy vir my, ja, hy kon hulle ryk, en die wind het die teenoorgestelde rigting gewaai. Dit is erg. Hy was beskikbaar vir die koninkryk van die Here Jesus uit te bou. Dis wat hy was. Wat het jy Saterdagmiddag gedoen, gistermiddag? Uitgepak, ok, dit het nog gewerk. Raak met die opleiding gids van die woord vertroud. Timoteus 3 vers 15. En dat jy van kleins af die heilige skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif. Baie van die gelowe werk die hele skrif nie. Die hele skrif deur God ingegee en is nuttig tot lering, weerlegging, teregwysing, onderwysing in sy geregtigheid. Amen. Sodat die mens van God volkome kan wees vir elke werk volkome. Goeie werk. Goeie werk. Toegerus. Weet jy waarvoor jy geroep is? Weet jy waarvoor? Waarvoor het die Here jou geroep? Om hulle? Evangelisasie. Daarna weet jy waarvoor die Here jou geroep het? Ja. Lering, vermaning.
einde. Lankmoedigheid. En daai jongman agter jou, weet jy waarvoor jy geroep is? Nog nie. Gaan dit nog ontdek. Kyk vir jou. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop in sy hand en hy sal dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met onuitblusselike vuur verbrand. Waarvan praat die Here Jesus hier? Ja. Hy gaan vir jou skud. Help. En daar as jy dan gevind word, dat jy kaf is, gaan jy verbrand word. Maar is elke persoon sy eie keuse, hoe hy dit gaan nader. Hoe gaan ons tot hom, hoe gaan ons onsself versterk? En hoe gaan ons verryk? Kom ons omgegol. Ons het die 5-fout bediening. Ons het die 9 gawes van die Heilige Gees. Dan is ons die 7 gawes wat die karakter van Jesus uitbeeld. Okay. En ons het gesê, as jy nie in water en gees weergebore is, kan jy nie die Heilige Gees ontvang nie. Jy kan nie. Jy kan niks voortbou daarop nie. Jy kan die uiterlike Heilige Gees kan jy ervaar in jou lyding. Nie lyding en pyn nie, in die pad wat jy moet volg. Want ons bid baie keer, Here, stuur die Heilige Gees om daai man te lei. Maar die Heilige Gees is nog nie inwonend in hom nie. Want hy is nog nie wedergebore nie. Verstaan ons dit? Ja. Ek word hier as 'n pastoor, as jy nie deur die Here gegaan het. Korrek. Korrek. Kom ons sluit die woord, kom ons sit.